Het jy al ooit iets in jou lewe gebid en agterna gewens jy het nie? Met ander woorde, het jy al ooit 'n gevaarlike gebed gebid? Vandag wil ek praat oor so 'n gevaarlike gebed wat jy dalk al gebid het. Wel, ek het 'n paar jaar gelede so 'n gevaarlike gebed gebid en vandag gaan ek jou vertel presies wat gebeur het. My naam is Dani Matthee. As jy nog nie voorheen na my video's gekyk het nie, baie welkom en ek is bly jy's ingeskakel. Kyk gerus en share dit gerus en like gerus die video as jy daarvan hou. En natuurlik, as jy nog nie gesubscribe het nie, doen gerus so. Subscribe en vir al my members, baie dankie dat jy 'n member is en op daardie manier help om my bediening aan die gang te hou. Ek wil jou aanmoedig as jy nog nie is nie, maak gerus 'n plan, word 'n member van hierdie kanaal. In Lukas 17 leer Jesus sy disippels dat dit belangrik is dat 'n mens moet vergewe. En die disippels wonder, maar waar stop hierdie vergifnis? Hoeveel keer moet ek my naaste vergewe? En dan sê Jesus vir hulle, selfs as iemand iets teen jou kom doen, 7 keer op dieselfde dag en hy vra vergifnis, dan moet jy elke keer bereid wees om te vergewe. Ja, selfs 7 keer. En dan sê die disippels, want hulle mond het seker oopgeval toe Jesus hierdie antwoord vir hulle gee, want hulle kon nie glo dat God dit van hulle sal verwag nie, dat hulle meester, hulle leermeester dit van hulle sal vra nie. En dan sê hulle, Here, wow, gee ons meer geloof, want ons dink nie ons sal dit kan regkry nie, gee ons meer geloof. En dan sê Jesus, as julle geloof so groot is soos die van 'n mosterdsaadjie, sal julle vir hierdie moerbeiboom sê, trek jouself met wortel en tak uit die grond en gaan plant jouself in die see en hy sal dit doen. En op 'n ander plek, nadat Jesus Jerusalem binnegery het op 'n donkie se rug en die mense die palmtakke geswaai het en gesê het, Hosanna vir die seun van Dawid, dan lees ons dat Jesus op pad is van Betanië na Jerusalem. Betanië is so 3 kilometer suid van Jerusalem. En hy is op pad en dan vervloek hy die vyeboom en 'n mens verstaan nie daar kom doen Jesus so snaakse ding nie, maar hy wil vir sy disippels leer hoe geweldig belangrik geloof is en hoe kragtig geloof is. En dan sê hy ook vir hulle, wanneer hulle sê, maar hoe het jy dit reg gekry? Dan sê hy vir hulle, as jy geloof het, sal jy vir 'n berg kan sê, gooi jouself in die see en hy sal dit doen. Vir 'n berg kan sê. Nou ek het nog nie baie moerbybome sien loop en hulle in die see gaan plant nie. Ek het nog nie berge sien vlieg en in die see gaan lê nie. So ek neem aan ons geloof is nie baie groot nie. Nie naaste by so groot soos Jesus dink ons geloof kan wees nie. En die disippels het gevra vir meer geloof. En miskien is dit 'n gebed wat jy al gebid het vir die Here. Here, gee my meer geloof. Gee my die geloof van 'n mosterdsaad. En dit is presies die gebed wat ek 'n klompie jare gelede gebid het. En vandag wil ek jou vertel wat gebeur het, maar daar's 'n groot waarskuwing by, want hierdie is 'n baie gevaarlike gebed. Hoekom sê ek so? Jy sien, wanneer jy bid vir meer geloof, hoe dink jy gaan God jou gebed beantwoord? Gaan jy 'n gedeelte die Bybel lees en dit gaan net vir jou oopgaan en jy gaan sê, wow, nou verstaan ek hierdie Bybelgedeelte so goed, nou is my geloof versterk. Of dink jy gaan dalk by 'n gemeente inskakel, by 'n selgroep inskakel en nie die wonderlike gelowiges ontmoet wat jou geloof so gaan laat groei? Of dink jy gaan dalk 'n YouTube video kyk, 'n boodskap op 'n YouTube video kyk en dit gaan jou net so impakteer dat jou geloof net groei en na 'n ander vlak gaan? Hoe dink jy gaan God jou gebed om meer geloof beantwoord? Kom ek vertel vir jou wat gaan gebeur. God gaan jou in situasies plaas waar jy net op hom kan vertrou. Hy gaan die sekuriteite waarin jy nou jou lewe lê, gaan hy van jou wegvat, sodat jy nie 'n ander keuse het as om hom te vertrou nie, want dan groei jou geloof. Want sien, jou geloof is soos 'n spier. As jy nie glo nie, as jy nie hom gebruik nie, dan raak hy swakker. Maar om hom te groei, om hom sterker te maak, moet jy hom oefen. En hoe oefen 'n mens jou geloof? Deur in situasies te kom waar jy God moet vertrou. Hoe leer 'n mens swem? Jy gaan kyk nie 'n YouTube video of jy gaan lees 'n boek in die biblioteek hoe om te swem en dan kan jy swem nie. Nee, jy moet in die water kom. Hoe leer 'n mens goed swem? Aan die vlakkant, daar waar jy nie knie diep in die water kan staan? Nee, jy leer aan die diep kant goed swem. Daar waar die groot mense swem, as jy 'n kind is, né? Jy moet diep water toe gaan. En dit is in die diep water wat God ons geloof versterk, waar God ons geloof groei, sodat dit hopelik so groot soos 'n mosterdsaad kan wees. Neem vir Dawid as voorbeeld. Wanneer dink jy het Dawid se geloof die meeste gegroei? Was dit toe hy op sy dakstoep gesit en kyk het na Batsheba? Of was dit toe hy met 'n slingervel en 5 klippies by hom op 'n reus Goliat afgestap het?
Kom ek sê sommer vir jou, dit was toe hy Goliat moes trotseer, toe Goliat voorop gestaan het en daar nie 'n ander keuse was nie, hy moes God vertrou, toe het sy geloof gegroei, toe is sy geloof versterk, want dit is hoe God werk, God gebruik daai krisis, God gebruik daai reus in jou lewe, om jou geloof te laat groei, sodat dit so groot soos 'n mosterdsaad kan raak. Neem vir Petrus as voorbeeld, wanneer dink jy het Petrus se geloof die meeste gegroei? Was dit toe hy in sy skuit gesit het, sy nette reggemaak het, dinge gedoen het wat hy elke dag doen, deur die roetine gegaan het, of was dit toe Jesus op die water na hom geloop het en gesê het, kom Petrus, klim uit die skuit uit, en hy sy voet op die water moes sit, en hy God moes glo dat hy nie gaan sink nie, en hy voetjie vir voetjie op die water geloop het, totdat sy geloof ingegee het toe hy die groot golwe rondom hom sien, en hy weggesink het, en God hom moes red. Jesus sy hand moes uitsteek, en hom moes uittrek uit die water. Ons geloof groei, wanneer ons getoets word. Ons geloof groei, wanneer ons in beproewing kom. Ons geloof groei, wanneer ons nie 'n ander keuse het, as om God te vertrou nie. Dan groei jou geloof, dan word ons geloof mosterdsaad geloof. En dit is presies wat in my lewe gebeur het, toe ek in 2019 hierdie gebed gebid het, Here, gee my die geloof van 'n mosterdsaad. Ek wil so graag meer en sterker geloof hê. Want sien, ek het stilte tyd gehou, ek het Bybelstudie gedoen oor die gedeelte waar Jesus vir 'n hoof van 'n Romeinse afdeling sê, ek het in Israel nog nooit sulke geloof gesien nie. Dit het Jesus sê die woord beïndruk. Wow, en ek het vir die Here gesê, Here, ek sal ook graag sulke geloof wil hê. Ek wil ook mosterdsaad geloof hê. En die Here het met my begin werk om my geloof te groei. Heel eerste het COVID oor my pad gekom. Nou ja, dit het oor ons almal se pad gekom. Nee, en ek sê nie, COVID het gekom omdat ek hierdie gebed gebid het nie, maar God het dit gebruik om my geloof te laat groei. Hoe het hy dit gedoen? Ek het in my bediening, ek is in 'n dramabediening, as jy dit dalk nie weet nie, het ek altyd by skole, kerke en in gemeentes opgetree. En skielik was nie een van daardie opsies meer beskikbaar nie. Want jy kon nêrens heen gaan nie, jy weet self. En ek het by die huis gesit, ek het geen manier gehad om 'n inkomste te verdien nie. Ek het nie geweet waarvan ek gaan leef nie. En ek moes bid en ek moes die Here vertrou, Here, help my deur hierdie tyd. Ek het gehoop, dit gaan net 'n maand wees, toe word dit 2 maande, toe word dit 3 maande. En op die ouend het ek gebid en gesê, Here, waar jy nou? En die Here het gesê, begin 'n YouTube kanaal. Hierdie YouTube kanaal waarna jy nou kyk. En dit was iets vreemds, iets niets vir my om te doen. Ek het nie geweet hoe nie, ek moes maar leer. Ek het geen inkomste uit die kanaal gekry nie, maar ek moes baie tyd en baie ure en baie effort, om die Engelse woord te gebruik, insit om die video's te maak. En weer 'n keer het die Here my geleer, vertrou my, al verstaan jy nie, al weet jy nie waar die jou inkomste vandaan gaan kom nie, al weet jy nie hoe jy dit gaan maak nie, vertrou my, ek is getrou, ek is die Here God. Onthou die mosterdsaad geloof. En toe, aan die einde van COVID, toe ek dink, nou gaan dinge weer normaliseer, nou kan ek weer teruggaan om die dinge te doen wat ek voor COVID gedoen het, sodat ek daarom weer 'n ordentlike inkomste kan verdien. Toe stuur die Here my Kaap toe, ons gesin Kaap toe, en daar moet ek my ondersteuningsnetwerk, wat ek in Port Elizabeth gehad het, agterlaat. My familie, my vriendekring, my mense wat saam met my gewerk het, moes ek groet en Kaap toe kom, waar ek nie mense geken het nie, waar ek nie geweet het wat ek moet doen nie, hoe ek dit moet doen nie. Maar deur dit alles het God my in situasies geplaas om my te leer, vertrou my, glo in my. En so het die Here my geloof laat groei. En vandag het ek nog nie mosterdsaad geloof nie, ongelukkig nie. Maar my geloof het van toe tot nou geweldig toegeneem, geweldig meer gegroei. Want die Here het my in situasies geplaas waar ek nie anders kon as om die geloofspier te oefen nie. So, ek wil jou aanmoedig, bid hierdie gebed. Ja, dis 'n gevaarlike gebed om te bid. Wees daarop voorbereid, wees daarop bedag dat as jy dit gaan bid, kan dit 'n rowwe rit raak vir jou vorentoe. Maar bid dit met die verwagting en die wete, God gaan daardie moeilike situasies, daardie dinge wat oor jou pad gaan kom, daardie reëse wat voor jou gaan staan, gaan God gebruik om jou geloof te groei, sodat jy dalk mosterdsaad geloof kan hê.
Sal dit nie wonderlik wees as ons almal se geloof net so rapsie meer raak nie. Ons vertroue in God net so bietjie meer raak as wat dit nou is nie. Ek het 'n mooi storie wat ek nie nou gaan vertel nie, maar ek gaan 'n video maak oor hierdie mooi storie en ek wil hê jy moet daarna kyk. Ek los die link net hierbo. So kyk gerus na hierdie storie want dit sluit baie goed aan by hierdie mosterdsaad geloof gebed waaroor ek vandag gesels het. Hoop jy het 'n wonderlike dag verder. Onthou om te subscribe, onthou om die video te share, te like en om 'n member van die kanaal te word. Oorweeg dit gerus. Totsiens, mooi bly.